Welkom by vandag se erediens. Ons is by die 3de Sondag in ons reeks uit die brief van Paulus aan die gemeente in Efese. En ons lees dit as woorde wat die Here in hierdie tyd persoonlik vir ons as gemeente, maar ook vir elkeen van ons, vir jou as gelowige kom sê. Ons vra die teenwoordigheid en die leiding van die Heilige Gees hiervoor, as ek saam met jou bid. Here, dankie dat ons nou in die stilte onsself voor U kan oopmaak en vir U kan sê dat ons smag na 'n woord van U. Dankie dat daar genoeg geloof in ons harte is, sodat ons die behoefte het om hierdie tyd met U vanuit die woord te spandeer. Hoor ons as ons U aanroep en vir U sê dat ons 'n behoefte het aan U nabyheid, aan 'n woord van U. En hoor ons as ons sê dat ons nou ons tyd, ons gedagtes, ons liggame, ons vrese en ons harte vir U kom bring. Heilige Gees, kom vul nou hierdie tyd en gee vir ons geestelike oë, geestelike ore en 'n ruim hart om te kan sien, hoor en ervaar. Wat groter is as dit wat ons kan bedink. Amen. In die eerste 3 hoofstukke, ons is nou in die tweede deel van hoofstuk 3 van Paulus se brief aan die gelowiges in Efese, sê Paulus mondevol oor die ongelooflike goeie nuus wat waar is vir mense, omdat God dit vir hulle waar gemaak het. En Paulus lys dit en hy verduidelik dit met 'n dringendheid en met 'n opgewondenheid. En dan skielik hou Paulus op om te preek, om te verduidelik. En na alles wat hy gesê het, gaan hy oor in 'n gebed vir die mense vir wie hy hierdie waarhede skryf. En die oorgang in 'n gebed is as dit ware Paulus wat besef, dit waarvan hy tot nou toe gepraat het, is so groot en so omvattend, so buite mense verwysingsraamwerk, dat hy hom nou tot God moet wend. Dat God iets daarvan kan tuisbring, en daarom bid hy daaroor. En dis wat hy bid vir die gelowiges in Efese, dis wat hy bid vir die kerk, dis wat hy bid vir ons as gemeente, dis wat hy bid vir my en jou. Efesiërs 3 vers 14. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat die Vader deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Ek bid dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon. Ek bid dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken
Liefde wat ons verstand te bowe gaan. En mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons kan bid of dink. Aan hom kom die eer toe. In die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in ewigheid. Amen. Wat gebeur met jou as ek vir jou sê, jy is God se geliefde? Ek kan verder gaan. Wat gebeur met jou as ek vir jou sê, dat God voor jou staan en oor jou sê, jy is my geliefde seun, my geliefde dogter, in wie ek groot vreugde vind. En wanneer God dit sê, sê hy dit met 'n warm, trotse glimlag. Ek vra dit, vriende, want sien, daar is iets binne in ons wat aangeskakel word, wat lewe kry, wat 'n omwenteling veroorsaak, wanneer iemand liefde oor ons lewe spreek. Ek onthou baie jare gelede, toe ek en my vrou vir 'n geruime tyd al ernstig uitgegaan het. Was ons een naweek op 'n studentekamp en ons het die aand laat op die gras gesit en gesels. En daar het sy die opmerking gemaak, toe sy vir my gesê het, ek dink nie ek sal ooit ophou om vir jou lief te wees nie. Ek sal dit in my lewe nooit vergeet nie. Want deurdat 'n ander mens waarvan ek gehou het, wat my begin leer ken het, dit vir my gesê het, het sy iets in my aan die brand gesteek. Die mooiste woorde. Iets in my het lewendig geraak, om te ervaar dat 'n ander mens so iets vir en oor my kan sê. Onnodig om te sê, dit het my so oop, so vrymoedig, so veilig laat voel, dat dit toe was wat ek oortuig geword het, dat ek my lewe met haar wil deel. Wat ek nou al vir 50 jaar die voorreg het om te doen. Ek onthou 'n ander insident, ook 'n hele klompie jare terug. Ek en my broer was reeds volwasse mans met kinders wat al amper klaar is met skool, met ons eie lewens. En ons was vir 'n naweek om by my pa te kuier na 'n slegte, stroopende siekbed. En in die tyd van gesels en praat, omdat daar op daardie stadium in ons gesin van oorsprong seer en ongemak was, het my pa begin praat oor sy ervaring van ons in ons kinderjare. En in die gesprek het hy na my en my broer gekyk en met trane in sy oë vir ons albei gesê by name dat hy vir ons ontsettend lief is. En dit was die eerste keer dat ek en my broer hierdie woorde spesifiek so uit my pa se mond gehoor het. En ek onthou tot vandag toe wat daardie woorde aan my en my broer gedoen het. Iets in my het tot rus gekom. Iets in my het vol geraak. Iets in my het 'n vrede gevoel, dat ek weet dat my pa onder die omstandighede met sy hele hart dit vir my kon sê.
Dit was genesend, vervullend. En op 'n snaakse manier het ek ervaar dat 'n las van my skouers afgehaal is. Ek kan daaroor meer sê, maar die punt is, vriende, ek en jy, ons as mense, het diep binne in ons hierdie behoefte, die verlange en die nodigheid dat liefde oor ons lewe verklaar word. En wanneer dit gebeur, dan steek dit iets in ons aan die brand wat vrymaak en wat volmaak. Ons noem Jesus ons verlosser. En hy is dit. Maar die vraag is, waarvan kom Jesus my en jou verlos? Die vinnige antwoord is natuurlik, hy kom verlos ons van ons sonde. As hy ons van ons sonde verlos, wat is die sonde waarvan hy ons verlos? Vriende, ten diepste is die sonde waarvan Jesus my verlos, sodat ek kan vry raak. Die sonde van alles wat ek doen, omdat ek nie die liefde van God ken nie. Die sonde waarvan Jesus my kom bevry, is die sonde van alles wat ek doen teenoor myself, teenoor God, teenoor ander mense, teenoor die skepping, uit vrees, uit selfsug, uit soeke na oorlewe, alles wat ek doen, nie uit liefde nie, maar uit allerlei ander motiewe. Dit in wese is my sonde. En Jesus kom en hy bevry my van die gevangenskap om nie vry en onbevange te kan lief wees nie. Deurdat hy die vuur en die vlam van liefde in my hart aan die brand steek. Deur my hart te oorrompel, deur sy liefde vir my. Die liefde waarmee hy mens geword het, iets van hoe God is vir my gewys het, maar verder gegaan het, sy lewe gegee het, as 'n liefdesverklaring offer, waarmee hy gesê het, Vader vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie, sodat daarmee hy kan sê, ek het jou onvoorwaardelik lief, jy is myne, ten spyte van enige iets, wat jou op 'n manier bang en bevrees en vervreemd van my en ander kan laat. God kom verklaar sy onvoorwaardelike liefde oor my en jou lewe, en daarmee sluit hy my en jou hart oop. En dan gebeur daar iets met my en jou. Sodat God se liefde my volmaak, tot rus laat kom, veilig maak en vry maak, sodat ek in liefde kan leef. En God doen dit omdat die missie waarmee hy op aarde besig is, deur al die eeue en wat hy volledig kom maak het met Jesus se koms, is presies dit wat Jesus gesê het. Ek het gekom om God se koninkryk, 'n nuwe manier van leef op aarde te vestig, en dit is 'n lewe waarin ek vry van vrees, vry van skuld, vry van skaamte, onbevange geborge, soos God, saam met God, uit liefde kan leef. God vra net een ding, en dit is dat ons in liefde teenoor onsself, teenoor hom, ander en die hele skepping sal leef. Al waaroor dit gaan in die Christelike geloof, vriende, is om vry genoeg te wees
om uit liefde te leef. En daarom is die heel belangrikste ding in my en jou lewe op aarde, voor God, om sag te raak en oop te raak, dat God se liefde my hart kan aanraak en oorweldig. Want sien, om God se liefde te ontvang, is om God se krag en God se lewe te ontvang. Dis om 'n draer te raak van God self. Want God vra liefde. Die wonder is dat dit wat God vra, God altyd heel eerste ook vir ons gee. En daarom is dit sy liefde. En daarom dat ons in hierdie liefde oop en sag raak en verander word. Dit is belangrik om te sê dat iets in ons teenstrydig weerstand bied teen hierdie onvoorwaardelike liefde van God. Ek dink 'n baie goeie beskrywing of voorbeeld daarvan, wanneer Jesus net voor sy kruisdood kniel en sy disippels dien om hulle voete te was, as 'n verduideliking dat dit presies is wat God kom doen, 'n diens, 'n liefdesverklaring aan ons. En dan wanneer hy by Petrus kom, dan sê Petrus vir hom, "U sal in alle ewigheid nie my voete was nie." Sien, daar's 'n stukkie trots, daar's 'n stukkie weerstand. Iets in my wat nie regtig my absolute naakheid en beperking en blootgesteldheid vir God wil sigbaar maak, dat sy onvoorwaardelike liefde my oorweldig nie. En ek dink in wese is dit 'n stuk skaamte, 'n stuk eie waan. En is goed om bewus daarvan te wees. Dis daardie skaamte of eie waan of weerstand, omdat ek bang is, om met my grootste naaktheid, my diepste vrees, my seerste alleenheid en my grootste verwonding oop en eerlik voor God wil staan. Want wat sou hy sê as hy regtig sien wat in my binneste leef? Wat sou gebeur as ek ook met my vernedering en met my pyn en selfs my woede vir God voor hom gaan staan, gaan sy liefde nie dan dalk verdwyn nie. Maar as jy so met al daai goed te waag om naak voor God te staan, dat ek binne in dit sy liefdevolle, glimlachende, vrymakende stem hoor, as hy sê, ek ken dit. Maar in dit is ek oneindig lief vir jou. Is jy aan my geborge, verheug ek my in jou. Om oop te raak en sag te raak en God se stem, God se woorde van liefde oor my lewe te hoor, is 'n konstante inspanning en is 'n geloofsreis waarop ek en jy elke dag onsself voor moet gee, want sien, ons harte is so vervreemd van God, ons vrees, ons insekuriteit is so groot. Dis soos 'n droë toegeslaane beskuit wat ekstra lank in 'n koffie gedoop moet word voordat hy die soet, lekker koffie opslurp en 'n smaaklike happie word. Vriende, ons hele lewe moet weer en weer een wees waarin ons onsself sag maak,
om gedoop te bly in die wonder van God se liefde, sodat ons vry kan raak van die leuen van ongeliefd, alleen en uitgelewer wees. Dit is lewensnoodsaaklik. En daarom dat Paulus na al die wonderlike goed wat hy sê, oorgaan in gebed. Want sien, om oor te gaan in gebed, is om stil te raak en oop te raak vir dit wat meer is wat ons kan bid of dink. Dit is om God en wat net van God se kant af kan kom, toe te laat en daarvoor te vra. So ek nooi jou om weer saam met my na hierdie woorde, hierdie gebed te luister. En te hoor wat dit in jou hart losmaak. Paulus bid dit vir my en jou. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, al wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy gees, uit die rykdom van sy heerlikheid, aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Ek bid dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon. Ek bid dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken. Liefde wat ons verstand te bowe gaan. En mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Neem nou 'n oomblik, net soos wat jy daar sit, lê, hierna luister. Skuif van jou gedagtes af na jou hart toe. En maak jou hart oop vir God se liefde. Wanneer laas het jy stil geraak en oopgegaan voor God, net soos wat jy is? Om stil na sy stem te luister. Wat in jou bied dalk weerstand hierteen? As daar iets is, raak bewus, sonder om dit te beoordeel en hou dit net voor God. Wanneer laas het jy sag geraak dat God op vars maniere sy onvoorwaardelike liefde aan jou kan verklaar, oor jou lewe kan spreek? Ek nooi jou om af te sluit saam met my en te luister na die woorde van hierdie lied van Matt Redman. The Father's Song. Liefdeslied wat God oor my en jou lewe sing. Amen. Thank you.
I have heard so many songs, listened to 1,000 tongues, but there is one that sounds above them all. The Father's song, the Father's love, you sung it over me, and for eternity it's written on my heart. Heaven's perfect melody, the Creator's symphony, you are singing over me. The Father's song, heaven's perfect mystery, the King of love has sent for me, and now you're singing over me. The Father's song. I have heard so many songs, listened to 1,000 tongues, but there is one that sounds above them all. Thank you, Lord. The Father's song, the Father's love, you sung it over me, and for eternity it's written on my heart. Heaven's perfect melody, the Creator's symphony, you are singing over me. The Father's song, heaven's perfect mystery, the King of love has sent for me, and now you're singing over me. The Father's song. Let us hear your song over us tonight, oh God. The song of your grace, the song of your love. Here, sing it over us with joy. Heaven's perfect melody, the Creator's symphony, you are singing over me. The Father's song. The Father's song, the Father's love, you sung it over me, and for eternity it's written on my heart. You've written it in love, you've written it in grace, into the depths of our hearts. Father,